Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Wildsbok wat smag na die waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lank vir my gevra word. Waar is jou God? Hieraan moet ek dink terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek voor hulle uitgang na die huis van God, met luide jubelkrete en dankliedere, 'n feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. My God, my siel kwyn weg in my, daarom dink ek aan U hier uit die Jordaanstreek en by die Hermonberge, hier van berg Misar af. Die diep water laat die geluid van U watervalle weer galm. Al U duinings en golwe het oor my gespoel. Bedags sal die Here sy troue liefde laat geld, en snags sal 'n lied vir hom by my opkom, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Dit sny tot op die been, as my teenstanders my tart, deur die hele dag lank vir my te vra, waar is jou God? Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Vriende, dit is so groot voorreg om vanoggend hier by mekaar te wees. Dit is so lekker alreeds om saam te sing en God te prys. Dit voel amper asof 'n deel van die doel van vanoggend alreeds gedien is, soos wat ons saam God se lof besing en vir hom sê in gebed, soos wat ons saam sing, ons wil meer van U, ons wil graag met U ontmoet. En so dis eintlik maar die hoop van die Psalm ook, is om dit te kommunikeer, dat dit is die normale Christen posisie. Dis waar ons hart is en dit is 'n goeie ding. Ek gaan in 'n oomblik vir ons daai Psalm probeer verduidelik en ons help om te verstaan wat die Psalm vir ons help om te beleef soos wat ons in ons verhouding met God lewe. Maar ek wil net eers bid. Ek wil vra dat God ons regtig in die oomblik sal bring. Ek dink daar's soveel goedes wat in ons harte aan die gang is aan die begin van 'n nuwe jaar. Soos wat Dewald in die begin gesê het, is ons hierdie reeksie, hierdie kort reeksie, die 2 weke reeksie in Psalm 42 en 43 is die hoop van die 2 psalms wat eintlik een lang psalm is, maar wat ons in 2 verdeel soos wat die Bybel hom nou heiliglik in 2 verdeel. Gaan ons hierdie week kyk na die eerste en die begeerte daagter is om in die jaar in te stap, in 2024 in te stap en om in God te hoop. En so dis 'n baie eenvoudige begeerte wat ons het vir die volgende 2 Sondae, maar ek dink as ons verstaan wat hierdie psalms vir ons leer, dan is dit 'n baie bevredigende en kragtige begeerte vir ons lewens. Kom ons bid saam en vra dat God met ons sal wees, soos wat ons saam na hierdie psalm kyk. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir vanoggend. Ons dankie vir 'n nuwe jaar. Ons dankie dat ons hier by mekaar kan wees, in U naam kan vergader. Vader, ons dankie dat U 'n plan vir elkeen van ons het en dat U vanoggend met elkeen van ons wil ontmoet. Ons wil vra dat U ons sal help om rustig te wees. Sal U ons help om die dinge waar ons bekommerd is vir 'n oomblik te vergeet, wat dit ook al mag wees, en sal U ons help om met ons diepste wese vir U stem te luister. Sal U ons oë van geloof oopmaak en ons harte sag maak om hoop by U te vind, om werklik lewe by U te vind.
Sal U ons asseblief genadig wees, Vader, en sal U ons help om 'n geloof en bekering op te tree. Sal U ons nou hoop gee in U, soos wat ons kyk na U woord saam. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, so voorspoedige nuwe jaar. Ek hoop dis 'n baie goeie jaar vir almal hier teenwoordig vanoggend. Ek dink as ons 'n bietjie dink oor die vakansie en so aan, is ons meeste van ons is nog redelik rustig. Ek dink min van ons het al begin werk. En so ons is nog so klein bietjie rustig, maar ons weet, daar's so effens 'n angstigheid wat ons op ons weet dit kom. Die druk van die lewe kom, die uitdagings kom en dit wat ons in 2023 so moeg en moedeloos gemaak het, lê maar net weer voor ons. Ek weet nie wat dit is wat jou angstig gemaak het in 2023 of wat jou selfs by tye moedeloos gemaak het in 2023 nie. Ek dink vir baie van ons is dit verhoudings. So verhoudings, as ek dit sê, dan weet ek, dit tref baie mense, daar's verhoudings wat ons moeg en moedeloos maak. Vir baie van ons maak ons kinders ons, kom ons sê maar net moeg. Ek dink baie van ons is bekommerd oor finansies, ons is bekommerd oor ons land, ons is bekommerd oor ons werk, party van ons is bekommerd oor ons gesondheid, ons is bekommerd oor ons stryd teen sonde wat ons net nie oorwinning of vooruitgang kan kry nie. En so as ek vir jou vra, watter een is dit? Tik vir my, watter een is dit? Dan dink ek meeste van ons sê all of the above, of minstens most of the above. Dis die dinge wat ons moeg en moedeloos gemaak het in 20. Okay, kan julle my hoor? Is dit beter? Is dit okay? So wat is dit wat ons moedeloos maak in 20? Moedeloos gemaak het in 2023 en wat is dit wat ons moedeloos maak soos wat ons kyk na 2024? Daar's soveel dinge wat ons nie kan beheer nie. En oor tyd maak dit ons moeg en moedeloos. In Psalm 42 en 43 waarna ons volgende week gaan kyk. En ek sien uit om te sien wat Johan gaan sê oor Psalm 43. Maar Psalm 42 en 43 help ons, is 'n gebed wat ons help om te fokus op God. Dit help ons wanneer ons mismoedig en depressief voel. Dis 'n baie reël Psalm. Dis 'n Psalm waar die psalmskrywer of die digter baie rou eerlik is met God oor wat hy voel. En is 'n baie praktiese Psalm wat ons help om te weet wat om te doen wanneer ons mismoedig voel. En soos wat ek reeds gesê het, dis 'n Psalm wat ons help om wanneer ons die druk van die lewe voel, ons hoop te plaas op God, waar daar waarlik vir ons hoop is, sodat God ons anker kan bly in hierdie gebroke wêreld en sodat ons produktiewe lewens kan lewe in hierdie gebroke wêreld, sodat ons lewens van hoop kan lewe en dat ons 'n gemeenskap kan wees waar mense voel hier skep ek asem, hier is hoop, want hierdie mense ken hulle God. En so ons gaan tematies deur die Psalm werk. Ons gaan nie versie vir versie noodwendig deur die Psalm werk nie. Ons gaan tematies deur die Psalm werk. En so hier is die 3 opskrifte waarna ons gaan kyk. Ons gaan kyk na die gelowiges se droogte, vers 1 tot 4 en vloede, dis die eerste punt. Dan die gelowiges se hoop in vers 9 tot 11 en dan die gelowige lewe. En so ons sal daai punte ophou soos wat ons deur beweeg in die hoop dat julle sal volg die tematiese benadering wat ons volg vanoggend. En so miskien kan ek ook net vinnig noem voordat ons in dit induik. Ons het die Afrikaans 2020 aan die een kant en die ESV aan die ander kant op die bladsy kies. Ons gaan deur die teks werk en so is belangrik dat julle dit volg. Maar as julle kies om na die Engels te kyk, julle sal sien die Engels het net 11 versies en die Afrikaans het 12 versies. Die rede daarvoor is die opskrif is deur die Bybelskrywers geskryf. Is nie die Bybelvertalers wat die opskrif ingesit het vir ons nie. En so die Afrikaans maak dit vers 1 en die Engelse kies om dit nie te doen nie. Die ESV kies om dit nie vers 1 te maak nie, hulle maak dit net 'n opskrif. En dis hoekom die Afrikaans het elke keer een versie verder as die Engels. En so as ek verwys na vers 9 in die Afrikaans, dan sit vers 8 in die Engels. Net vir die wat deur die Engels werk. Vers 2, so vers 1 is die opskrif, dit gee vir ons 'n bietjie agtergrond oor waar die Psalm vandaan kom. Maar vers 2 is 'n baie kragtige prentjie. Dit is die prentjie wat ons moet raak sien. So kom ons lees vers 2 weer saam. Dis die lied wat ons ook nou net gesing het. Soos 'n wildspok wat smag na waterstrome,
Smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempele ingaan en voor my God verskyn? Die digter smag na God soos 'n wildsbok wat smag na water. Dis 'n baie kragtige prentjie. Ek weet nie wie van julle was al so dors dat jou verhemelte teen jou tong teen jou verhemelte vasplak nie. Wat jy net kan dink, water. Al wat ek wil hê is water. Ek het water nodig. Baie keer as ons op die fiets ry en jy hardloop uit water uit en jy het nog so 'n uur huis toe, dan al wat jy kan dink is water. En die rede hoekom mens dink water, ek het water nodig, is water gee lewe. Water gee mense die idee dat jy kan voortgaan. Water is lewe. En nou die vraag wat ons onsself moet vra is, het jy al ooit so gevoel oor God? Het jy al ooit so 'n behoefte gehad vir God? Het jy al so gesmag na God? Iemand wat so smag na God, wat God so ken, is iemand wat God werklik ken. Dis iemand wat ware vrede en rus by God al gevind het. Dis iemand wat God se liefde al gesmaak het en wat nou ver van hom af voel. Nou is belangrik vir ons om te besef dat daar kan verskeie redes ver van God af mag voel. Ek gaan ons 'n paar noem, dis nie almal nie, maar dit mag wees dat jy ver van God af voel omdat jy nie 'n Christen is nie. Dit is 'n baie groot moontlikheid. Matteus 7 vers 21 sê dat nie almal van ons wat sê Here, Here, gaan eendag by Jesus vir alle ewigheid kan wees nie. As jou vertroue nie in Jesus is nie, as jy nie weet wat dit beteken dat jou sondes vergewe is nie, as daar nie hoop vir jou daarin is dat jou sondes vergewe is nie, as jy nie met oë van geloof na die lewe kyk nie, as jy nie God se goedheid kan raak sien nie, en as jy nie hoop in God wanneer dinge swaar gaan nie, en as jy nie uitsien om eendag by hom te wees nie, dan is jy waarskynlik nie 'n Christen nie, en dan is dit nie snaaks dat jy ver van God af voel nie. Dit mag wees dat jy 'n Christen is, maar dat jy jou hart teenoor God verhard het, dat jy onbekeerd lewe, dat daar sonde in jou lewe is wat jy nie bereid is om jou rug op te draai nie. En as jy jou hart so verhard teenoor God, dan affekteer dit die manier waarop jy jou verhouding met God ervaar. Dit affekteer die intimiteit wat jy met God ervaar. Dit affekteer die vreugde wat jy met God ervaar as jy jou hart verhard teenoor God en nie in gehoorsaamheid lewe nie. En dan die derde ding wat mag veroorsaak dat ons ver van God af mag voel, is dat ons verkeerd teenoor ander mense optree. Matteus 5 sê ons moenie na God toe hardloop in aanbidding as ons 'n probleem het met 'n medemens nie. Ons moet ons offer neersit, na ons medemens toe gaan en dit uitsorteer voordat ons na God toe kom in aanbidding. Nou ons gaan nie altyd alles kan oplos voordat ons na God toe kom in aanbidding nie, maar ons moet seker maak ons hart is op 'n sagte plek. Ons hart is op 'n liefdevolle plek en ons hart is op 'n bereidwillige plek teenoor ons medemens. Want anderster kan ons nie na God toe kom met 'n oop hart nie. Ons belewenis van God word geaffekteer deur ons hart se houding teenoor ons medemens. En die verdere ding waar ons ander mense verkeerd mag hanteer is mans. Ek dink is dieselfde vir vrouens, maar die Bybel sê spesifiek in 1 Petrus 3 dat as ons nie ons vrouens met liefde en respek hanteer nie, dan verhinder dit ons gebede. Dit verhinder ons kommunikasie met God. En so as ons mense verkeerd hanteer, as ons volhard daarin om mense verkeerd te hanteer, dan affekteer dit ons verhouding met God. En so dan mag baie redes wees hoekom jy vervreem mag voel van God, ver van God af mag voel. En dit is dalk 'n goeie ding om met iemand daaroor te praat. Om uit te vind wat dit is wat jou pla, om saam met jou daardeur te werk en daaroor te bid. Maar wat interessant is, ek het nou al daai goedes gesê, al 3 goedes gesê oor wat jou moontlik kan vervreem van intimiteit met God. Maar Psalm 42 het dit nie. In Psalm 42 is daar nie iets waarvan die digter moet homself bekeer nie. Daar's nie iets wat hy verkeerd doen nie. Daar's nie sonde in sy lewe, daar's geen indikasie van sonde in sy lewe waarvan hy homself moet wegdraai nie. En so om partykeer ver van God af te voel is deel van die Christen lewe. Dis 'n normale deel van die Christen ervaring. En so as jy smag na 'n dieper verhouding met God, is dit eintlik 'n wonderlike ding. Dis 'n wonderlike teken en hierdie Psalm kan ons help om dit te ervaar.
om 'n dieper verhouding met God te ervaar. Water is lewe. Daai idee van die wildspop wat smag na water, vir ons is water lewe. Ons het dit letterlik nodig. Ons liggame is 78% water. Ons brein is 73% water. Ons vel 64%. Ons longe 83% water. Ons gewrigte kan nie werk sonder water nie. Vertering en uitskeiding kan nie werk nie. Chemikalieë kan nie in balans gebring word nie. Ek kan so aanhou en ek seker daar's van julle wat nog baie ander goedes kan sê. As water uit ons onttrek word, dan word lewe uit ons onttrek. En dit is hoe ons lewens het God so nodig. Ons lewens het God meer nodig as water. Ons het God meer nodig as water om werklik te kan lewe. En so is 'n goeie ding vir ons. Dis 'n natuurlike ding vir ons om by God te wil wees, om 'n dieper verhouding met hom te wil ervaar. Dis ons almal se diepste behoefte. Ek sal so ver gaan soos om te sê dis ons almal se diepste behoefte om in 'n liefdevolle verhouding met ons Skepper God te wees. Ons kan nie bevredig wees as dit nie ons realiteit is nie. En selfs al is jy op hierdie stadium nie Christen nie, jy stem dalk nie met my saam nie. Ons is deur God gemaak om in 'n verhouding met hom te wees. Ons harte kan nie bevredig wees as ons nie in 'n intieme verhouding met God is nie. C.S. Lewis het so gestel, hy het gesê, "If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world." Ons is gemaak vir 'n verhouding met God en ons kan nie bevredigde lewens lewe as ons nie in 'n intieme verhouding met God is nie. Die digter ervaar droogte en die droogte wat hy ervaar in sy verhouding met God, daai diepe behoefte wat hy ervaar om nader aan God te wees, word erger gemaak deur die mense rondom hom. Die mense rondom hom sê van, "Waar is jou God? Hoekom kry jy so swaar? Hoekom is daar al daai goed in jou lewe wat verkeerd is? Kom aan, waar is jou God?" En so daar's mense wat hom spot, wat dit erger maak. En dis deel van die lewe. Maar wat vers 4 sê is, hy maak die probleem erger. Dis fascinerend om te sien wat hy doen om die probleem erger te maak. Hy sê in vers 4, "My trane is dag en nag my brood." So wat hy doen is, hy voed op sy hartseer. Hy dink die hele tyd, "Arme ou ek." Hy is die hele tyd besig om homself so bietjie jammer te kry en homself so klein bietjie uit te leef in sy victim status. En dit maak die probleem erger. En ek dink ons wat 'n geweldige bevoorregte gemeenskap is. Ek dink hoe meer ek oor hierdie gedeelte dink, ons is baie keer skuldig aan hierdie. Ons het soveel om voor dankbaar te wees en dan is ons so ondankbaar baie keer. Ons is so onvergenoegd. Ons het so ongelooflik baie seëninge wat ons geniet. En dan is ons soveel keer kan ons net die dinge raak sien wat nie is soos wat dit moet wees nie. Ons is so geneig om op die 10% wat nie reg is nie te fokus en al die ander blessings van God mis te kyk in ons eie lewens. Ons is baie keer skuldig daaraan om onsself jammer te kry wanneer dit eintlik met ons besonder goed gaan. Ons bevoorregte lewens maak dat ons bekommerd is oor klein onnodige dingetjies, terwyl daar soveel groter en belangrike dinge is om oor bekommerd te wees. Die digter ervaar 'n droogte in sy belewenis van God, maar hy ervaar ook die vloede van die lewe. En so kom ons lees van vers 7 af. "My God, my siel kwyn weg in my. Daarom dink ek aan U hier uit die Jordaanstreek en by die Hermonberge, hier van berg Missar af. Die diep water laat die geluid van U watervalle weer galm. Al die duinings en golwe het oor my gespoel." So hy is ver van Jerusalem af. Hy is ver van die plek waar hy God ervaar het in gemeenskap, waar hulle God saam geprys het, waar hulle na die tempel toe saam gestap het en God geloof en geprys het. En hy voel asof hy uitmis op God. En dan sê hy waar hy is fisies ver weg van God af, by die oorsprong van die Jordaanrivier, by die Hermonberge. Maar hy's nie fisies onder die rivier nie. Hy praat figuurlik. Hy sê die golwe van die lewe spoel oor my en hy gebruik die rivier as 'n voorbeeld.
En hy sê hy is by die Missaarberg. Nou hy sit daai detail in, want die Missaarberg beteken klein. En hy voel waarskynlik klein, soos wat die vloedgolwe van die lewe oor hom spoel. Nou, ek dink baie van ons het al klein gevoel, soos wat die vloedgolwe van die lewe oor ons spoel. Ek kies eintlik om 'n sekere storie te vergeet, maar my dogter herinner my gereeld aan die keer wat ons by Bellito was. En wat ek vir haar gesê het, Bellito se strand is nie die strand se strand nie. Ek weet nie of jy die strand se strand ken nie, ek ken die strand se strand. Daar kan jy jou rug draai op die see en is veilig. Maar Bellito is anderster. En ek het vir my dogter gesê, kom saam met my in die see in. Kom ons gaan swem, jy sal veilig wees. En toe ek so omdraai om haar op te tel, toe kom een van daai branders van Bellito. En hy spoel ons al twee, wat ons so rol oor die sand tot in die vlakwater en hy trek terug en daar lê ons op die strand. En ek dink ons voel baie keer so gedisoriënteerd en so undignified in die lewe, soos wat die vloedgolwe van die lewe oor ons spoel. En dit is die ervaring wat die psalmdigter het. Soos wat die lewe hom tref. Maar hy verloor nie heeltemal perspektief nie. Hy voel so, maar hy verloor nie heeltemal perspektief nie. Hy hou nog steeds vas aan waar God werklik is, soos wat die vloedgolwe van die lewe oor hom spoel. Sien, God word nie omgespoel deur die vloedgolwe van die lewe soos wat 'n dapper pa soms word nie. Vers 7 sê hy roep uit, die digter roep uit, my God, my siel kwyn weg binne in my en daarom dink ek aan U. Hy weet dis net God wat hom kan help. Kyk mooi wat sê oor die golwe wat oor hom spoel. Hy sê die diep waters laat die geluid van U watervalle weergalm. Al U duinings en golwe het oor my gespoel. So hy voel die vloedgolwe van die lewe. Hy weet die lewe is daarvoor mee te cope. Maar hy weet God is by hom. Hy weet God is in beheer van die golwe. Sy belewenis word geaffekteer deur sy intimiteit wat hy met God beleef. En so hy voel die golwe van die lewe, maar hy weet God is by hom. Hy weet God bly staan en hy weet daar is werklik hoop by God. Baie keer is dit die droogtes en is die vloedgolwe van die lewe wat ons laat uitroep na God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek by God verskyn? Sien, dit is 'n goeie plek om te wees. Dis 'n goeie plek om te wees om by God te wil wees, om in sy teenwoordigheid te wees. Want dit rig ons oë op God. Dit draai ons oë na God toe vir hoop, soos wat ons besef, daar's nie veel wat ons kan doen nie. En so tweedens, die digter rig sy oë na God toe in vers 9. Tweedens dan die gelowige se hoop. Nou as daar ooit 'n vers was wat ons kan memoriseer, wat ons vir onsself kan opsê, wat ons vir ons harte kan preek soos wat ons in die dag inloop, is dit vers 9. Vers 9 is 'n goeie memory verse om jou kinders te leer. Vers 9 sê, bedag sal die Here sy troue liefde laat geld en snags sal 'n lied vir hom by my opkom, 'n gebed tot die God van my lewe. Die digter verwys 21 keer na God in hierdie psalm. 20 keer gebruik hy die Hebreëse woord El of Elohim wat fokus op God se mag. Elohim beteken 'n magtige God, 'n God wat in beheer is, 'n God wat kan doen wat hy wil. 20 keer is dit die beskrywing wat hy gebruik vir God. Maar een keer, hier in Psalm 9, wanneer hy sê bedags sal die Here sy troue liefde vir my laat geld, gebruik hy 'n ander beskrywing vir God. Hy gebruik Yahweh. Hy gebruik God se verbondsnaam. En so die punt wat hy maak, is hy skuif die klem van God wat alles kan doen, God wat die wêreld kan beheer, God wat omstandighede kan beheer, God wat die golwe oor ons kan laat spoel. Hy skuif die klem weg van daai magtige God na my God toe. God wat by my is. God wat sy troue liefde vir my sal laat geld. God wat sy troue liefde vir ons sal laat geld. Hy praat van God as sy verbondsgod. En hy praat van hom as die God wat in sy hart 'n lied sal laat opkom vir God. Selfs al is daar golwe in die lewe wat oor hom spoel, is daar nog steeds 'n lied wat in sy hart opkom. God laat 'n lied in ons harte vir God opkom, soos wat ons in 'n verhouding met hom stap.
En so op hierdie stadium is daar baie van ons in Ligpunt en ons gesinnetjie wat vir 3 vriende bid wat met kanker in 'n stryd met kanker geworstel is. En mense sal verwag dat soos wat daai vloedgolwe oor hulle spoel, dat hulle sal kwaad raak vir God, dat hulle sal mismoedig raak en dat hulle sal dink dis God se skuld dat hulle in hierdie moeilike situasie is. Maar wat fascinerend is om te sien by al 3 die mense se lewens, is hulle raak nie kwaad vir God nie. Hulle ervaar God se liefde op 'n dieper manier. Ten spyte van hulle omstandighede, ervaar hulle God se liefde en sien 'n mens hoe 'n lied vir God in hulle hart opkom. Dis 'n verstommende ding om te sien wat God doen in 'n ware gelowige se lewe. En die van ons wat Christene is, ons is in so 'n verbondsverhouding met God. Ons verhouding met God is so 'n anker vir ons. Dis die standvaste ding in ons lewens. Ons omstandighede gaan soos ons emosies op en af en heen en weer. Maar God is standvastig. Kyk wat noem hy vir God in vers 10. God is sy rotsvesting. Hy ken die golwe van die lewe en hy noem vir God sy rotsvesting. Hy weet God is sy veilige plek. Selfs al voel dit soms vir hom asof God van hom vergeet het. Nou die van ons wat Christene is, ons weet dat toe Jesus op die kruis was, het God die waters van sy oordeel op Jesus laat neerkom. Die volle waters het dodelik op Jesus neergekom om ons sondes weg te was, om ons skoon te was, om ons status te verander van vyand na vriend. En so ons kan voor God staan en ons kan sy liefde verwag op grond van wat Jesus vir ons gedoen het, op grond van die oordeel wat hy op homself geneem het om ons skoon te was. Hierdie digter het nie die evangelie geken nie, hy het nog nie van Jesus geweet nie, maar hy is verbasend eerlik met God. Hy is soos 'n kind in God se huis. Dit is asof hy die evangelie al reeds in sy hart gesnap het. Hy sê vir God in vers 10, waarom het u van my vergeet? Waarom moet ek in rouklere rondloop oor die verdrukking van my vyand? Dis hoe eerlik mens kan wees as jy werklik God se liefde ken, as jy werklik weet hoe lief God jou het in Jesus. Dan kan ons so met God praat. Dan kan ons met totale vrymoedigheid met hom praat. En dan is ons net so veilig by God soos wat hierdie digter weet hy is. Sien Paulus beskryf ons status voor God so in Kolossense 1. Hy sê ook julle was voorheen van hom vervreem. Ja, vyandig gesind teenoor hom op grond van julle slegte dade. Maar nou het hy julle deur sy menslike liggaam met hom versoen, sodat hy julle deur sy dood heilig en sonder foute en onberispelik voor hom kan stel. Sien ons ervaring is ons is sondige mense. Ja, dit is so. Ons is sondige mense en ons sukkel met sonde in ons lewens. Maar ons status in die hemel is heilig, sonder foute en onberispelik. As God na ons kyk, dan sien hy ons deur Jesus se lewe. En so ons nou reeds kan met God praat asof ons by hom in die hemel is. Al is ons nog nie daar nie, is dit ons realiteit deur geloof in Jesus. Ons kan met totale vrymoedigheid, totaal eerlik wees met God. Ons kan totale vrymoedigheid beleef in ons verhouding met hom. En so as dit nie jou realiteit is nie, as jy weet dat jy het nie vrymoedigheid om met God te praat nie. Jy kom kerk toe, jy doen 'n klomp gelowige dinge, maar jy het nie in jou hart vrymoedigheid voor God nie. Daar's nie 'n manier wat ons heilig, onberispelik en goed genoeg vir God kan wees op ons eie stoom nie. Die enigste manier wat ons in 'n liefdevolle verhouding met God kan wees, die enigste manier wat ons God, die God van ons lewe kan noem, is as ons in geloof deur Jesus na hom toe kom. Al wat ons hoef te doen is om met God te praat en vir hom te sê, laat Jesus se lewe vir my tel. Sal U die God van my lewe wees? En dan volg ons hom in die dinge waarna hy ons lei. Dis hoe ons in 'n verhouding met God sal staan. Dis die enigste plek waar daar ware vrede en hoop is. Dis die enigste plek waar ons siele bevredig sal wees. Dis die enigste plek waar ons hoop sal vind in 2024. Ware hoop, blywende hoop. Soos wat ons dink oor 2024, soos wat ons dink oor die vloede en die droogtes van die lewe wat ons gaan tref. Wat doen ons?
Wat is ons veronderstel om te doen? En so, dis wat ek baie hou van hierdie Psalm. Is 'n eerlike Psalm, is 'n rou Psalm, maar 'n baie praktiese Psalm. En so derdens en laastens, hoe lyk die gelowige lewe? Nou ek vind dit baie bemoedigend dat hierdie psalmskrywer, iemand wat God baie goed ken en wat 'n lang pad met hom gewandel het alreeds, dat hy sukkel en dat hy daagliks nodig het om homself te herinner, om homself te kry om te hoop in God. En so ons het gepraat oor omstandighede, hy het geen beheer oor omstandighede, nie een van ons het enige beheer, of ons het die geringste beheer oor ons omstandighede, maar eintlik het ons basies niks nie. Ons het geen beheer oor omstandighede, ons kan niks daaraan doen nie. God beheer omstandighede. Ons kan vertrou dat hy omstandighede sal ten goeie laat meewerk en sodat ons eendag sal kan terugkyk en sê ja, God was goed vir ons selfs in daai omstandighede en selfs in daai omstandighede. Maar ons sal kan sien hoe hy besig was om ons meer soos Jesus te maak. Maar vir nou is daar niks wat ons in ons omstandighede kan doen nie. Al wat ons kan beheer is hoe ons reageer op ons omstandighede. Ons kan beheer hoe ons reageer op die droogtes en die vloede van ons lewens. En so ons kan doen wat ons baie keer doen, vers 4. Ons kan onsself verlustig in ons verdriet. Ons kan onsself jammer kry, ons kan ons wonderlik. Ons kan sê, "Ag, hier gaan ons alweer." Ons kan soos wat die psalmdigter sê, sy trane is sy kos dag en nag. Ons kan voed op ons hartseer. Of ons kan doen wat hy sê in vers 5. Ons kan die storie verander. Ons kan ophou luister na ons hartseer storie en ons kan vir onsself sê, hieraan moet ek dink. Hieraan moet ek dink, is wat hy sê in vers 5. En dan dink hy oor God wat 'n verlosser is. Hy dink aan die kere wat God hulle verlos het as 'n gemeenskap en die kere wat hulle God geprys het vir sy goedheid. En so ons as 'n kerk wil 'n kerk wees wat nie terugkyk en onsself 'n klein bietjie jammer kry nie. Ek dink nie die gemeente is so skuldig daaraan soos die personeel om onsself so klein bietjie jammer te kry nie. Om te sê, ons gebou. Ons het soveel onsekerheid oor ons gebou of waar gaan die geld vandaan kom? Of daar's soveel mense wat gaan, dit maak my so angstig. Ons as personeel is baie keer skuldig daaraan. Ons kry onsself, dis is okay om realisties te wees en te sê dis hartseer. Daar's hartseer dinge en dis okay. Ons kan eerlik wees oor die hartseer realiteite van die lewe. Maar as ons onsself jammer kry, is ons deel van die probleem en het ons nodig om die boodskap te verander. Ons moet vir onsself sê, hieraan moet jy dink. God het nog altyd vir ons 'n plek gegee om te ontmoet. Ons het nog altyd 'n geskikte plek gehad om te ontmoet. Ons het nie elke week geweet waar dit gaan wees nie, maar God het nog altyd vir ons 'n plek gegee om te ontmoet. God het nog altyd voorsien aan al ons behoeftes. Ons het nodig om dit te onthou en ons het nodig om te prys daarvoor. En selfs al sien ons mense gaan dit, Jesus nog altyd sy kerk gebou. En so ons het nodig om hom te prys daarvoor. Kollektief het ons nodig om op te hou om onsself jammer te kry. En ek weet almal is nie skuldig daaraan nie, maar party van ons is. En so ons het nodig om op te hou om onsself jammer te kry. En ons het nodig om 'n boodskap van hoop te praat. Ons het nodig om vers 6 vir onsself te sê. Ons het nodig om te sê, waarom kwyn jy weg my siel? En as jy so onrustig in my, hoop op God, want ek sal hom weer prys vir sy verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Ons het nodig om op te hou om die hartseer storie vir onsself te sê. Ons het nodig om die boodskap van hoop vir onsself te sê. Dis ons kollektief as 'n kerk. En so persoonlik, soos wat ons kyk en benoud is oor 2024. En ek sê nie die lewe is nie moeilik nie. Ek sê nie die dinge waaroor ons bekommerd is, verhoudings, kinders, finansies, ons land, werk, gesondheid, stryd teen sonde. Ek sê nie daai goed is nie reël nie. Daai goed is reël, ek ken dit. Ek ken dit diep in my hart. Wat ek sê is ons het nodig om op te hou om te luister na dit, na daai ongelowige stemmetjie wat binne in ons die heeltyd praat. Ons praat die heeltyd met onsself. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie. Ek het eers agtergekom op 'n nuwe manier toe ek hier na gekyk het. Ons is die heeltyd besig om met onsself te praat. Ons sê vir onsself, dit gaan alweer gemors wees. Die werk gaan alweer moeilik wees. Hulle gaan alweer dink ek is dom. Storie vertel van hoe rof dit gaan wees, of hoe moeilik dit gaan wees, of hoe dit alweer 'n teleurstelling gaan wees, of hoe ek alweer nie die mas gaan opkom nie. Sien, ons praat met onsself, maar wat ons nodig het om te doen is ons moet wegkyk van onsself af.
Ons moet onsself leer om nie daai storie vir onsself te vertel nie. En ons het nodig om onsself te vertel, vers 6 en vers 12. Hoop in God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Ons geloof wat ons het in God, bou ons geloof, soos wat ons met onsself praat en onsself kry om ons hoop in God te sit. Wat 'n baie praktiese manier wat hierdie psalmdigter ons help om te hoop in God. Ons het nodig om die stemmetjie te verander wat wanhoopig is na 'n stem wat hoop in God. En soos wat ons dit doen, soos wat ons nodig het om onsself te kry, soos wat ons paniekerig is soms, soos wat ons wanhoopig is, soos wat ons self soms depressief voel, het ons nodig om te hoop in God. En God laat ons nie alleen in dit nie. Dis nie 'n wilskrag ding alleenlik nie, dis 'n geestelike oefening. God het vir ons sy gees gegee om ons te help met dit. Romeine 8 sê die volgende, Romeine 8 vers 15. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. En deur hom roep ons Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. So as jy as Christen mismoedig voel of wanhoopig voel of soos 'n mislukking voel op hierdie stadium, skep moed. Skep moed. God weet. God is 'n liefdevolle Vader. Hy ken ons, hy ken alles van ons en hy is 'n liefdevolle Vader. Ons het nie nodig om onsself in ons sokkies op te ruk nie. Ons het nodig om na God toe te kyk en vir onsself te sê, hoop in God. Daar is vir my verlossing. God is in staat. God is nie net alleenlik Elohim, die magtige een nie. God is Yahweh, my God, my verbondsgod wat vir altyd en vir alle ewigheid by my sal wees en vir my sal wees. En so ek sluit vir ons af. Ons lewe nog nie in die wêreld waar ons eendag gaan wees nie. Ons is nog nie in God se teenwoordigheid konstant nie. Ons is nie in die nuwe hemel nie, ons is nie in die nuwe aarde nie. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons lewe met hoop in 'n gebroke wêreld. Ons ervaar droogtes en ons ervaar vloede. En soms kan ons klein en verward voel. Maar ons het 'n lewende hoop. Ons het 'n blywende, lewende hoop in God. Vers 9 sê, bedags sal die Here sy troue liefde vir ons laat geld. Ons kan dit vashou. Ons kan vashou in die hoop dat God vandag sy liefde vir ons sal laat geld. En snags sal 'n lied vir hom by ons opkom. Ons kan in die aand dankbaar wees teenoor God. Ons kan in die aand vir God prys, selfs al is ons wanhoopig en selfs al voel ons klein en selfs al is daar soveel dinge wat ons nie kan beheer nie. God sal 'n lied vir hom by ons harte laat opkom. En hy sal ons God wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Nou voor ek bid, ek wil graag hê ons moet ietsie onthou van wat ek vanoggend gesê het. En so ek wil 'n geleentheid gee vir ons om vers 12 of 6 of volgende week in vers 43 herhaal die versie weer en so om daai versie te beoefen. En so ek wil 'n geleentheid gee vir jou om net vir 'n oomblik te vat en te sê vir jouself die vraag te vra, waarom kwyn jy weg my siel en waarom is jy so onrustig in my? So vat die tydjie en dink dalk aan 3 goedes wat dit is wat jou die meeste angstig maak, soos wat jy dink oor om nou huis toe te gaan, of soos wat jy dink oor wat in volgende week gaan gebeur, dalk môre as jy jou inbox check, of vir die fans wat so ver vooruit kan dink oor wat oor 'n maand gaan gebeur wanneer jy kinders weer terug is by die skool en die jaar waarvan jy lewe is weer aan die gang. En so dink oor daai goedes wat jou angstig maak. Wees rustig, dink daaroor en dan doen jy die volgende. Jy antwoord jouself. Jy sê hoop in God vir elkeen van daai punte. Môre daai inbox, daai kontrak, daai projek, hoop in God. Want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. En wat ook al dit mag wees, wat ook al die ding mag wees of die dinge mag wees wat jou angstig maak. Sê vir jouself hoop in God, want ek sal God weer kan prys vir die verlossing wat hy bring. En dan sal ek vir ons afsluit. Ek gaan ons 'n paar oomblikke gee om dit te doen en dan sal ek vir ons afsluit. Kom ons bid saam. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.
Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Vader, ons dankie dat ons U Vader kan noem. Ons dankie vir Jesus se lewe, ons dankie vir Jesus se opoffering. Ons dankie vir U troue liefde wat elke dag met ons is. Vader, ons bid dat ons in hierdie jaar, soos wat ons die droogtes van die lewe ken en soos wat ons die vloede van die lewe ervaar, help ons om aan U vas te hou. Help ons om nie onsself jammer te kry nie. Help ons om nie weg te kwyn nie, maar aan U vas te hou en by U ons hoop te vind. Vader, help ons om met onsself te praat en vir onsself te sê, hoop in God. Help ons om in U te hoop, Vader. Help ons, maak ons sterker, maak ons dieper in ons verhouding met U. Help ons om werklik vir U te dors, nie oppervlakkig deur gewoontes te gaan nie, maar werklik strome van lewende water in ons verhouding met U te ervaar. Vader, dit is die heel beste ding wat in hierdie bestaan met ons kan gebeur, om werklik U liefde te ken en U teenwoordigheid te ken. Help ons om lewens te lewe wat U prys, omdat ons U goedheid en U guns ken, selfs al gaan dit swaar. Help ons asseblief in hierdie jaar, Vader, pleit ons by U. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.